Ik het ook besef dat, en ik denk ik het gisteren gesê ook, dat niemand gaan ons op een of die dag kom red nie, en is 'n realiteit wat ons moet begin aanvaar. Elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie lewe. Nobody is responsible for your life. So whatever decisions you make, whatever you're going to do, yes, ek wil nie sê jy moet nie uitreik vir help en mense vra vir help op enige toestaan. Ons almal het help nodig. Maar wat jy ook moet besef dat almal die buite is verantwoordelik vir hulle eie lewe. Almal die buite gaan ook deur something. But what you gotta understand is that nobody is going to come and save you. Good morning, guys. Welcome to my channel. Channel to my you to my channel. Welcome to another visual diary entry. I haven't done one in quite some time. Ik kan niet eens onthou wanneer ik een al gedoen het nie. Because like my leven was kind of like busy de afgelopen tijd geweest, so dat ik een week net besluit het nou om hier die invulling te geven. Alhoewel ik een beetje anxious is, because like, ik is niet just like, okay, ga ik alles onthou wat ik daar wil over gepraat het, dat het op mijn gedachten is en dingen. But yeah, ik denk die reden waarom ik besluit het om die video nou te doen is omdat daar kind of like, ik is nou thans bij de huis voor die week wat nou die 21ste, 22ste week is. En dan is ik nog volgende week tot en met die eerste mei. En ik begin die 2 mei bij mijn nieuwe werk. Ik weet niet of sommige van jullie al bekend is daarmee niet. Afhankelijk als jullie de vorige vlogs gekeken of evens niet updated was met mijn social platforms. Ik heb recently bij mijn oude werk het ik klaargemaakt. So ik ga bij een nieuwe werksomgeving begin. Is binnen diezelfde departement, maar net een different facility. So ja, ik zeg het niet voor vriendin van mij en let's use this as like a live diary update whatsoever we may call it, dat ik altijd dus like die gedachte geïgnoreer dat ik letterlijk een heel nieuwe environment gaan begin met nieuwe mensen, nieuwe management en al die. En it's kind of like beginning to sink in, and with the sinking in I feel it ook kind of like scary because ik besef letterlijk nou soos like ik ga nou uit mijn comfortzone uit beweeg. En enige van jullie wat weet wat comfortzone betreft is dat jouw comfortzone is een baie comfortable place, wat ook een ongemakkelijke plek om in te wees, because like wanneer jy jou comfort zone is, dan is daar nie groei wat plaasvind nie. En ek wil sê dat ek nie gegroei het by die environment waar ek was enigstens soos daai nie, as net soos like ek was baie gemaklik met baie faktore. You know, ek was letterlik, ek het in 'n gemaklike zone gelewe. In 'n mate waar ek soms evens, ek sal nie sê responsibility verloor het nie, maar I was just like comfortable with everything. I still did my job, do what was expected for me, but it got a little bit of by basis, dat die basis bietjie hand het geruk. So met tye, nie altyd nie, want asof van jou gemakkelijkheid, jy het gewoon geraak in die systeem van hoe jy dinge doen, en net hoe die flow van dinge is, so mense raak actually gemakkelijk, en nou het God my basis geskuif, buiten my comfort zone, en wat scary is, of meestal ironies is, ook is die feit dat die mens bid vir hierdie verandering, you know, en dan wanneer God het veel gee, en jy soos like, oh, okay, you begin jou anxiety, you know, en dis skop is it just like waar jy dinge soos like begin bevraagteken, like is jy gereed vir hierdie verandering, wil jy dit moet plaasvind, en nou dit like, wil jy dit moet plaasvind, as het verkeerd wat die Here vir jou gedoen het, of wat gaan aan, en ek dink daai gedagtes is obviously normaal, enige mens voel so, maar is ook die feit dat jy wil hê, dit moet nie meer gebeur, en jy is nie ondankbaar, of jy is nie dankbaar, en jy toon nou ondankbaarheid vir die feit dat God vir jou verandering bring, die verandering waarvoor jy so lang voor gebid het, is net soos like, is maar net menslike natuur om deur allerlei tipe van gedagtes te gaan, so, ek bevind myself tans in so 'n zone, maar terselfdertyd het ek met my vriendin die gesprek gehad, wat ek besef het gisteraand, en ek is so bly, die gedagtes kon my geraak het, dis hoekom ek so dankbaar is vir mense solitude, you know, dat hierdie actually 'n begin vir my sal wees, waar ek actually moet besef dat ek nou begin 'n serieus raak in terme van
my lewe. Ek is definitely serious in terme van my lewe, but ek dink meer soos ek julle genoem het in terme van die comfortness. Ek het baie gemaklik geraak rondom sekere dinge en met die feit dat ek hierdie verandering gaan kry, het ek ook besef dat okay, but this is my last year of being 29. After this, I'm literally entering the age of being 30. En ek vermy al heeltyd om daardie groot nommer te noem because like, scary, very scary. But anyway, so na die is vir my net soos like, oh my word, jy gaan 30 word, you know. En vreesend 'n bietjie, but is 'n realiteit wat niemand van ons kan vermy nie. Like, age is nie something wat jy op pause kan sit nie, dit gebeur met almal van ons. Ek dink vir my was dit net soos like, ek nie glo die tyd het so vinnig gevlieg nie. Die ander dag was ek 25 gewees, die ander dag was ek 21 gewees. Alhoewel ek voel nog steeds ek is 25, like my aura, my spirit is 25, maar realisties moet ek begin dink dat ek gaan nou 30 word ook. En ek weet die mens moet nie vooruit dink enigstens nie, jy moet leef in die moment, but my menslike natuurbrein kan nie anders as om net like alles vooruit te dink nie, like everything. I will literally think of everything. Like dinge wat einde van die jaar moet nog gebeur, onwetend dat ek evens weet of ek gaan leef einde van die jaar, ek dink nou al aan dit. Verstaan julle? Nie noodwendig nie, maar dit is maar net 'n voorbeeld wat ek wil probeer maak. So, ek is net tans in 'n space waar ek nou net moet besef dat you have to be serious about life. Yes, you did like do what you had to do. Jy was like getrou in wat jy gedoen het en jou groei en jy het gedevelop in all of them things, but now it's time to actually lock in. Like, ek moet nou begin lock in. En ek weet baie mense se advies en raad sal altyd vir my wees dat daar's geen verskil in jou 30's nie. Alhoewel jy net meer verantwoordelik optree. Alles is basies dieselfde, is maar net meer jou verantwoordelikheid gaan definitief verander en hoe jy respond en reageer tot sekere dinge in jou lewe. Nie net soms wat na jou toe kom nie, maar net hoe jou perspektief, hoe jy dinge gaan kyk. Vir my is dit soos like baie belangrik. En ek dink ook hoekom dit my vrees is omdat obviously wil ek myself net in 'n beter space bevind in terme van waar ek wil wees. You know, ek weet die mens soos ek nog genoem het met alles overthink en uitstress of enigiets soos daai nie, maar tog moet ons ook realisties wees because like die foute en die lesse en die movements wat jy vandag doen gaan reciprocate oor by jouself 5 jaar of oor 'n paar maande of meestal let's say 5 years for example gaan vind. Yes, jy kan nou beplannings doen en jy kan nou probeer like preparations doen rondom waar jouself oor 'n paar jaar wil sien, but die lewe kan jou 'n ander manier van dinge like hy kan 'n whole 360 op jou turn en alles waarvoor jy gewerk het of na toe gewerk het dalk nou nie so meer uitgedryf soos wat jy het verwag het enigstens nie. So that's just part of life, but I just feel like if you can do anything towards becoming the person or where you want to see yourself in the new future, don't die, because preparation and prevention is better than having something to happen en dan werk het nie uit nie. Waar jy eventually na iets te kon gewerk het en as dit uitgewerk het, dan kan jy jouself altyd sê, jy het probeer, as wat jy in 'n regret lewe, daai tyd wanneer tyd aangebreek het. Life is unpredictable, as I've did mention, and I'm not taking away from that, but ek voel net soos like, ek gaan nie jong raak nie, ek gaan ouer raak en even though ek nou vir julle die woorde sê en volgende jaar of vir 'n paar maande bevind ek myself in 'n totally different space, you know, because like ek weet nie wat die space ek myself in 'n paar maande se tyd van nou af gaan bevind nie, but one thing I do know is that that's the things that I want to work towards on. Ek wil meer net serious raak, verantwoordelik optree aan terme van hoe ek dinge sien, hoe ek met dinge te werke gaan, even soos ek genoem het, die werk wat ek nou gaan doen op myself en bevind gaan baie meer van my verwag om responsible op te tree in my werksplek self, en ek dink dit het actually vir my wat ek sal noem berisping gebring tot die verandering om dit te aanvaar, om vir myself te sê like, dit is actually die rede hoekom God my daar geplaas het, waar hy my geplaas het of waar hy my gaan plaas altens, asof vir my te sê like, you have to start getting and acting serious now, especially in your work environment. There's a new management you're falling under. There's no one that's going to cover for you. There's no one that's going to
maybe come and save you and whatever. Everything is going to be your responsibility. Dat wil ook nie sê soos like, okay, die mense gaan my nie help of my environment gaan nou meer strikker of enigiets soos daai wees nie. Maybe it will just be, probably be the same, maybe better evens, or maybe not. But dis maar net 'n fase vir my om te besef dat jy gaan nou meer verantwoordelik moet optree. En ek dink toe ek daardie gedagtes begin kry het, it kind of like aanvaar like, okay, dit is seker die rede hoekom God vir my gesê het, like, dit is nou die tyd. Ek het eerlik gedink die verandering gaan gebeur wanneer ek 30 is, because I always like plan my life out ahead, like in terme van, okay, sê ek 30 is, wil ek myself in die space bevind, 25 die space, 40 die space, al space dat ek nog geen gedink het die, is van 40 en op, because like, ek is baie bang daarvoor, because like, scary, die is letterlijk, jy is nou 'n volwasse persoon in terme van grown up person. There's no way acting silly. But you never know, I might still. I might still. But ek dink dit soos like, nou, as dit net vir my soos like, ja, gelukkig met hierdie week wat nou gaan plaasvind. Just like ek het besige naweek bande and stuff. But van next week af gaan ek definitely in 'n solitude era waar ek net wil focus in preparation doen vir dit wat gaan kom. Obviously met die eerste vanaf Mei af gaan ek eers net go with the flow en sien soos like waar toe my environment my gaan bring, waar ek myself bevind, because het gaan unpredictable wees vir my om letterlik nou te kan beplan om te sê like dit is dat ek in my maand verwag of waar na toe werk. So I'm not having any plans towards my month, because there's a lot of, I have to re-overview like the structure of my life in terme van ek gaan nie nou meer vanaf die gym werk toe kan gaan nie, so ek ben nou al daarie aan die routine, moet ek nou eens check in by myself kan sê soos like, okay, how are you going to manage your life now, because my work is closer now to home, so am I still going to do the morning routine thing, or I'm going to do it after work, what is my flow going to be, where am I finding myself within my new budget, what's my plans going to be, and all that. So my maand gaan definitely net 'n maand wees waar ek net dinge gaan probeer uitfigure. So, evens met dit genoem, like, ek dink ek gaan dalk 'n breek vat van YouTube self ook af. So, as jy dalk net tydens my maand enige updates van my af gaan sien, rondom, hoe kan ek sê, just rondom my life, en julle gaan wonder hoekom ek so stil is, even though ek julle beloof ek wil nie meer stil raak nie, as dit net as gevolg van, ek wil probeer is navigate, so ek wil myself net like wegneem van alle the distractions en all the things up. Ek sal dalk hier en daar op social media nog miskien hier en daar post en whatever, as dit obligated van my is, maar ek wil eerlikwaar net niks extra external goede wat ek myself hoef te oor bekommer om te sê soos like, okay, dit is dat my uitstress. Ek wil letterlik myself eerder laat uitstress oor waar my lewe myself nou van tevore toe gaan bevind, as oor external dinge oor YouTube, TikTok, social media, allerlei platforms nou. I don't want that. Ek sal terugkeer aan dit miskien na my maand of enigszins, na ek so like uitgevind dit soos like, die is nou die flow van hoe my lewe nou gaan verloop, dit is my nuwe routine, dit is dat ek nou besef, dit is so die verantwoordelikheid wat ek nou na in gaan tree en hoe ek dinge moet aanpak en dinge, soos daai was eerlikwaar 'n mondvol van dinge wat ek nou genoem het, wat ek ook besef het, wat ek ook nou moet begin aanwerk, maar terselfdertyd is ek baie opgewonde daarvoor. Ek is opgewonde vir die verandering. Ek weet nie kom ek so op my senuwees is nie, because like, minne by die dag, like, ek het ook ook 'n soort van het ek die mense geken waar ek currently voorheen by gewerk het, my ou werk, voorgewerk het in terme van ek was 'n intern destyds daar en toe het ek obviously weggegaan vir 5 jaar, 4-5 jaar en teruggekeer en stuff, so ek het gewoond geraak en ek het obviously dit terugkom nou, by die werk het ek letterlik nuwe mense gaan ontmoet, soos nuwe kollegas en goed, want daai tyd as 'n intern was ek heel distant as waar ek soos ek gewerk het, because I was just like new in that work environment, but toe ek terugkeer het ek soos like die hele spasie en almal geleer ken, en ek is baie open towards die spasie ook, alhoewel al verskil nou gaan wees, soos like waar ek kan nou gaan werk, as dit letterlik baie kleiner, soos like is baie kleiner, so daar is waar ek soos like by die vorige werk wat ek gewerk was, ons op die hospitaal gewees, waar ek letterlik die hele hospitaal kan gaan deurloop, en want dit was ook deel en part van my werk gewees, ek het by verskillende sale mee aanraking gekom en dinge, so nou is dit maar net like, jy's op een plek. Daai gaan al mees uitdagendste
sorry, ding vir my wees, but alles is daar is ek baie excited, ek is baie dankbaar vir waar toe God my gaan vat. Eerlik gesproke wil ek net my beste gee, want ek het gebid vir hierdie geleentheid, en ja, so dit is maar kind of like a life update. Ek weet baie van julle het ek gewonder, ek gaan a live lately, hopefully, na die vlog kom, dit sal sekerlik my laaste vlog wees, anders as die, gaan ek dalk iets tussen in drop ook, ek weet nie, wat ek gaan maak na die nie, maar weet nie, soos like dis a live update, en men dit gesê, is ek ook in 'n baie goeie space, ek het enige bekommernisse, besides dit nou nie, maar as niks het my actually pla, enigszins nie, ek voel nou ver beter spes in terme van healing ook, dis hoekom ek so open is towards die nuwe verandering wat gaan kom, because ek is baie excited, like dit waarmee het gepaard gaan en die space waarin ek myself gaan bevind, die mense met wie ek myself mee gaan omring om nuwe mense te kan ontmoet, you know, baie mense sal dink soos like, wat jy se mense, dit gaan easily wees vir jou om aan te pas, ja, maar nog steeds is ek soos like, how will I be accepted? Will these people understand me? Because jy weet nie hoe hulle dinge doen in terme van die environment, like hoe hulle rondom mekaar is, gaan hulle my aanvaar vir channel to my you, my loudness, of gaan ek net meter like professional moet wees, like, dis al die dinge wat in my kop gaan, but anders is daar, is ek in 'n baie goeie space, soos ek sê, ek het niks vrese, bekommernis dat my nou so erg pla nie, alles wat ek, like, myself oor bekommer is dinge wat ek my net moet leer aanvaar en tot in werking mee moet gaan, but other than that, all the other external things, I will deal with it after the first 3 months. Like, ek wil nou net focus op waar ek myself gaan bevind en die beste maak van die situasie en daaraan werk. Die ander external faktore, die byvoegsels, dis is wat ek het gaan sien as byvoegsels. For now, baie dankie vir hierdie live update. Dankie dat julle gekyk het. Ek wens een en elk vir julle baie voorspoed vir die volgende 3 maande. You know, ek dink die mooiheid van die hele storie met die feit dat ons elke jaar herinner word aan Jesus se kruisiging en die feit dat hy weer opgestaan het, moet ons dit sien as 'n nuwe begin. You know, you died, so from April forward, moet ons dit sien amper soos like, ons moet afskeiding geneem het van, maybe die ouwe ekke. Soos jy enigiets self uit Jesus se kruisiging en die feit dat hy moes gesterf het en toe hy moes dan weer opgestaan, is die feit dat you went through all that, but if you still have gotten the opportunity to rise again, please take it. Laat gaan van al die ou dinge, laat gaan van dit wat jou terughou, die wat jy meer moeilik vind, die uitdagings en whatsoever. As jy die geleentheid gekry het om weer op te kan staan en die lig aan die ander kant van die tunnel te kon gesien het, embrace it, take it on fully and work with that. Ek het ook besef dat, en ek dink ek het gister geshare ook, dat ek het actually nie dink nie, as jy het gesien het dat niemand gaan ons op einde van die dag kom red nie, en is 'n realiteit wat ons moet begin aanvaar. Elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie lewe. Nobody is responsible for your life. So whatever decisions you make, whatever you're going to do, yes, ek wil nie sê jy moet nie uitreik vir help en mense vra vir help op enige te staan, ons almal het help nodig. Maar wat jy ook moet besef dat almal die buite is verantwoordelik vir hulle eie lewe. Almal die buite gaan ook deur something. Nie jy deur something gaan, die verskil is, sommige mense se dinge wat hulle ervaar in die lewe, is maar net meer visible as ander mense sin. Dat wil nie sê soos like, die next persoon gaan nie deur something nie. Yes, jou is dalk groter, but what you gotta understand is that nobody is going to come and save you. Ons kan nie meer 'n eie lewe waar ons dink dat mense ons gaan kom red, waar ewe ons self in bevind. As jy self in 'n gat bevind, like, jy moet eers self jou hand uitstrek om gehelp te kan word, voordat jy verwag dat mense in jou hande moet kom gryp, en jou arms altans moet kom gryp, en jou hy kom red, because nobody is going to come and save you. Like, die Here kan nie 'n touw vir jou afgooi, maar as jy nie gaan besluit soos like, jy gaan nie touw gryp nie, moet nie wag dat hy jou gaan uittrek daaruit nie. You get where I'm going with this. So this is also the space that I'm finding myself in terms of like, everything you're doing from here on forward is your responsibility. If something is not working out for you, it's your responsibility to ask yourself why things are not working out for me. You have to do introspection with everything that's happening in your life. It's no one's responsibility. No one is going to come and save you. If you want to lose weight, if you want to better yourself, if you want to grow, if you want to start something, like you can, there's help all over the world.
Das as jy nie help van mense afkry en das help op die internet om jou advies te kan gee. But jy kan net soveel keer na hy goed luister en op 'n einde van die dag al wat jy gaan doen is met luister. Ek het een keer van my vriendin ook genoem dat sommige kere moet ons net buite ons gedagtes leef. Like dit baie jy lê die hele tyd in jou gedagtes, want al wat dat gaan doen is maar net jy gaan net bly in jou gedagtes. Like jy moet beweeg buite jou gedagtes. Dieselfde soos my vanoggend. Ek het 'n plan om gym toe te gaan en goed en ek het nie uitgekom nie. Vir wie wil ek daarvoor blameer? Because my mind was telling me I should go to the gym and I was making excuses up in my mind that no, maybe I'll go tomorrow, blah blah blah. Nobody's going to come and save you. Niemand kan my die tijd forcen vir my te by die gym sleep of enige soos daai nie. As ek wil verandering in my liggaam sien, like wie gaan hy verandering vir my bring? Ek myself, ek kan dit myself help. Die Here kan dit die help wat wil gehelp wees. And that's what I'm leaving you guys with. Dit was 'n mondvol gesê. This is a life update and thank you for the love and support on my channel. Until we see each other again. Soos ons gewoonlik afeindig. As per usual, stay kind, stay beautiful, and remember, love and light always. This is Dimitri Unfiltered. Until next time, guys. And don't forget to always give this video a like and subscribe. En moet nooit die advertensies tydens aan die begin, middel of einde of gedurende van my vlog skip nie, want dit is ons revenue maak daarvan af. Ek word nog nie so groot betaal van op YouTube nie, but you know what? I'm here being consistent even if I don't get the recognition or the award therefore, wat ek graag wil hê, but ek sien en ek deliver. En wanneer van die dag as dit môre afgepeet op 'n groot manier, moet ek nie like skrik en vir myself wat het tot die stadium gekom nie. No, I actually put in the work for it. Okay? Bye.